Die volgende parallelogram waarna ons kyk, is 'n vierkant. Nou ons weet almal wat 'n vierkant is. Selfs klein kindertjies kan vir jou sê 'n vierkant lyk soos hierdie. Maar ons wil 'n formele definisie hê. So, 'n vierkant is 'n parallelogram met al die sye gelyk en die hoeke gelyk aan 90 grade. So ek het al 4 die hoeke gelyk aan 90 grade. Ag, is nie regtig nodig om hulle almal in te teken nie. En ek het ook dat al 4 die sye gelyk aan mekaar is. Verder is dit 'n parallelogram. Jy weet mos vir 'n parallelogram moet die teenoorstaande sye ewewydig wees, wat die geval is hier, want ons 90 en 90 gee vir ons ko-binnehoeke wat optel na 180 grade. Of jy kan sê die teenoorstaande sye is gelyk, ja. So, ons het al die eienskappe van 'n parallelogram. As ons nou na een van die diagonale gaan kyk, kom ons sê maar hierdie was A, B, C, D. Wil ek graag hê julle moet sien dat driehoek ABD kongruent is aan driehoek CBD. Dis nie te moeilik nie, ek het hier die 2 pare sye wat gelyk is en dan het ek 'n diagonaal daar wat gemeenskaplik is. Daarom moet hierdie 2 sye, daardie 2 hoeke ewe groot wees, want soort van as jy hierdie onderste driehoek kan omkap bo op die boonste een, sal hulle mos presies pas. En omdat hulle saam 90 grade is, sal die 45 wees en daardie hoek sal ook 45 wees en dieselfde hier. So, ek het 'n nuwe eienskap wat ek nog by geen ander parallelogram gehad het nie. En dit is dat die diagonaal die hoeke halveer. 45 grade, 45 grade. Ek kan ook die ander diagonaal trek en hy gaan dieselfde doen. Dit gaan ook 45, 45 wees. So dis nogal 'n belangrike eienskap van 'n vierkant om te onthou, dat die diagonale halveer die hoeke. Verder is hierdie diagonale gelyk. Jy kan sien al 4 hierdie driehoekies gaan kongruent wees aan mekaar. Al 4 hierdie driehoekies, want jy het 45, 45, en dan moet hierdie 90 wees. Nee, en dieselfde hier 45, 45, 90 en weer 45, 45, 90 en hulle almal het 'n sy wat gelyk is. So al die driehoekies is kongruent, so die diagonale gaan gelyk wees aan mekaar. Verder is hulle ook loodreg op mekaar, soos ek het nou hier aangedui het, en dan die diagonale halveer die hoeke. So dit is die eienskappe van 'n vierkant. As ons nou gaan kyk van hoe bewys ons dat iets 'n vierkant is, nou hier het ek dit reeds neergeskryf. Die eerste ding wat ons moet doen, ons moet bewys dat dit 'n parallelogram is. En dan die spesiale eienskappe van 'n vierkant is dat die aangrensende sye gelyk is. So ons moet net een paar aangrensende sye gelyk bewys. Een paar aangrensende sye moet gelyk wees. Want sê nou maar dit is hierdie een wat gelyk is aan hierdie een, en ek weet reeds dis 'n parallelogram, dan gaan ek weet dat die teenoorstaande sy hier ook so lank is, en die teenoorstaande sy daar ook so lank is. Daarom hoef ek net te bewys, een paar aangrensende sye is gelyk. Maar dit maak dit nog steeds nie 'n vierkant nie.
dan moet ek nog bewys dat een hoek gelyk is aan 90 grade. So dis my eerste manier hoe ek kan bewys dat 'n vierhoek 'n vierkant is. Dit is basies die definisie van 'n vierkant. Jy kan hier sien. Om te bewys dat 'n vierhoek 'n vierkant is, bewys eers dat dit 'n parallelogram is en dan een van die volgende. Jy moet bewys 2 aangrensende sye is gelyk. Nou die 2 is maar dieselfde as een paar en een hoek is 90 grade. So al hierdie is nommer 1 hier. Goed, die tweede moontlikheid om te bewys dat 'n vierhoek 'n vierkant is jy bewys eers dis 'n parallelogram. Dan bewys jy die diagonale is gelyk. Nou, jy moet 'n bietjie terugdink aan 'n reghoek. By 'n reghoek was die diagonale ook gelyk. Eintlik as dit 'n reghoek was, kon ons daar gestop het as dit 'n parallelogram is met diagonale wat gelyk is. Maar om dit 'n vierkant te maak, moet ons ook bewys dat die diagonale loodreg op mekaar is, want dit was nie 'n eienskap van 'n reghoek nie. Die vierkant is nou die eerste parallelogram met hierdie eienskap. So, jy bewys is 'n parallelogram en dan bewys jy die diagonale is gelyk en die diagonale is loodreg. Goed, ek dink ek wil net vir julle sê, dit is hierdie eienskappe en hoe om te bewys dat ek 'n spesifieke vierhoek het, is baie belangrik in analitiese meetkunde, tot in matriek. So alhoewel jy dit nou leer by jou gewone Euklidiese meetkunde, moet jy dit goed ken vir analitiese meetkunde. So miskien sal hulle nie vir jou in Euklidies vra om te bewys iets is 'n vierkant nie, maar nogtans moet jy weet hoe om te bewys iets is 'n vierkant. Ja, en dit kan ook in Euklidies gevra word, maar nie dikwels nie. Kom ons kyk na 'n vraag. Dit sê ABCD is 'n vierkant. So, wat weet ons van 'n vierkant? Ons weet dat die hoeke almal 90 grade is. Nee. Ons weet die oorstaande sye is almal ewe lank. Ons weet die oorstaande sye is ewewydig. Ons weet, en dis nogal belangrik, dat die hoeke halveer word. So as hulle 90 grade saam is, moet elkeen van die kleiner hoekies 45 wees. Goed, daardie inligting het ek omdat ek 'n vierkant het. Nou vra hulle vir my om B1 te bereken. Nou kyk 'n bietjie. As jy in driehoek ABE werk. Okay? In driehoek ABE het ek 'n 90 grade hoek hier, ek het 'n 68 grade hoek hier en ek het ook B1. So B1 plus die 68 grade plus die 90 grade moet 180 grade wees, want dit is die som van die hoeke in 'n driehoek. En dan is dit baie maklik om B1 uit te werk. B1 is dan gelyk aan 180 minus 90 minus 68 is 22 grade. En dan gaan jy en jy teken dit dadelik op jou skets, want jy mag dit dalk nodig hê. Goed, vir die volgende vraag, vra hulle vir ons F1. So waar is F1? Is daar die hoek.
Wat ek daar sien, kom ons vat hierdie slag die rooi pen, is dat vir driehoek AEF is F1 'n buitehoek. Onthou, 'n buitehoek van 'n driehoek beteken jy verleng een van die sye en dan buite daardie driehoek kry ek F1. So vir daai was nommer A, hierdie is nou nommer B. Ek gaan nou werk in driehoek EAF. Ek skryf maar net die driehoeke neer sodat julle my makliker kan volg. Daar weet ek dat F1 gelyk is aan 68 grade plus hierdie hoekie, kom ons noem hom A1. Ek wil nou eers A1 skryf, want ek moet nog 'n rede gee waarom hierdie hoek 45 grade is. A1 is gelyk aan 45 grade, want die diagonaal van 'n vierkant halveer die hoeke. So, dit is 45 grade. Daarom gaan F1, ek is nou maar terug hier, F1 is 68 plus A1, dit is dus 68 plus 45 grade, en dit gee vir my 68 plus 45, 113 grade. Goed, daar is definitief ander maniere hoe mens dit ook kon uitwerk, maar ek gaan nou volstaan by hierdie een. Miskien kan jy self vir jouself bietjie ander maniere gaan soek.